ek nie sal buig, elke mond getuig, dat Baie welkom by Vita die Bybelstudies. Dit is die Evangelie van Johannes en ons is in hoofstuk 7 en met die vorige opname het ons gedoen vers 38 en 39. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei, en dit het hy gesê van die Gees, wat die sal ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. En as ek reg onthou, was my laaste kommentaar was, jy moet uitkyk hiervoor, want dit gaan jy nog heel wat mee te doen kry in die Evangelie van Johannes, die verbintenis tussen die verheerliking van Jesus en die bediening van die Heilige Gees. Dit is so verskriklik belangrik, dat ek vir jou wil sê, die idee van die verheerliking van Jesus en die bediening van die Heilige Gees, die verbintenis tussen daardie twee, moet jy hier langs jou op die tafel neersit, afgestof hou, net daar, dit is verskriklik belangrik. En dit het 'n geweldige impak op ons verstaan van die persoon, die karakter en die bediening van die Heilige Gees. Nou, daar's twee dinge wat ek onmiddellik aan kan dink wat dit belangrik maak. Die een is die bediening wat daaruit vloei. Ons sien hom, ons verstaan hom, die Heilige Gees, soos wat Jesus dit verduidelik en openbaar, en ons ontvang van hom. Maar daar's ook 'n ander deel, en dit is dat ons skryf nie aan hom toe wat nie aan hom toegeskryf moet word nie. Met ander woorde, ons kan onderskei tussen die waarheid rakende die persoon, karakter en bediening van die Heilige Gees en dit wat mense bloot toedig, hulle eie interpretasies en hulle eie sieninge en hulle eie verstaan. En dis baie belangrik, omdat die eie sieninge, eie verstaan en opinies is bitter gevaarlik. En ons wil daarvan af wegkom, so ver as wat moontlik. Ons kan nie 'n verhouding met God hê, op grond van ons eie opinies, eie verstaan, eie insig, ensovoorts nie. Ons het 'n verhouding met God, en staan in 'n verhouding met God, op grond van wat hy openbaar. Dis net baie belangrik. Nee, jy het mos nie, jy het nie 'n verhouding met jou vrou, sê nou maar, op grond van wat ander mense sê nie. Jy het 'n verhouding met jou vrou op grond van wie sy is, wat jy ontdek wie sy is, en wat waar en akkuraat en juis rakende haar is. Ek identifiseer nie met my vrou oor wat ek gelees het, wat iemand gesê het, jy weet, ernstig in 'n artikel of in 'n skooljoernaal oor haar nie. Ek het 'n verhouding met haar op grond van haar. Nee, so, nou ja, mens verstaan dit, nee, maar daai verband tussen die verheerliking van die Heilige Gees en die verheerliking van Jesus en die bediening van die Heilige Gees is krities belangrik. Nou, kom sê nog een ding, dan lees ons verder. Ons sê een ding nog, ons sê, waarmee is Jesus besig? Hy het vlees geword, hy het gelewe vir 30 jaar, in die huis van sy pa en ma. Hy het 'n ambag aangeleer, en op 30 is hy gereed vir bediening. En hy roep spesiale disippels na hom toe, hy het baie disippels, maar hy het spesiaal 12 wat hy by hom hou en oplei vir 'n baie spesifieke taak. Waarmee is Jesus besig?
wat doen hy? As Johannes hierdie brief skrywe, wat is die fokus van Johannes se brief? Want dit verklaar vir ons die antwoord klinkklaar. So hier is een van daardie spesiale disippels, wat Jesus geroep het om by hom te wees, vir 'n spesiale taak. In status is hulle presies dieselfde as alle ander disippels. Hulle het net 'n ander taak. Maar hulle roeping is presies dieselfde as alle ander disippels wat om Jesus was. Reg deur die eeue tot vandag toe. Snaaks nie, mense, vanweë tradisie en allerlei ander bagasie wat ons saamsleep, sonder dat ons dikwels daarvan weet. In mense se koppe is dit nie so nie. Nee, hulle was heeltemal 'n ander klas op hulle eie. Ja, hulle het heeltemal 'n ander bediening gehad op hulle eie, spesiale roeping, dit is absoluut so, maar hulle status voor God is presies dieselfde as enige ander disipel van Jesus reg deur die eeue. Hulle is studente van Christus. So dit is 'n lekker stukkie waarheid wat nigterheid bring wanneer mense dit regtig nodig het, veral hier in jou gedagtes en hoe jy na dinge dink en kyk. So hier het ons vir Johannes, een van hierdie spesiale disippels, hoekom skryf hy die goed? En dit gaan vir ons antwoord, waarmee is Jesus besig? Nou, sommer net so vinnige voetnota. Baie mense sal sê, Jesus het die evangelie van die koninkryk kom verkondig, en dis nou hulle wipplank, hulle springbord as het ware, of Segway, wat hulle dan nou gebruik om in te spring in 'n hele teologie, wat hulle dan nou noem, die teologie van die koninkryk. Nou, jy moet hierdie goed baie mooi luister en fyn onderskei. Wanneer die evangelie genoem word, die evangelie van die koninkryk, soos wat ons in Matteus nou baie sal lees, dan moet jy verstaan, die klem is nie op die koninkryk as sulks nie. Die klem is op die koning van die koninkryk. Dis die belangrike ding. Sonder 'n koning is daar nie 'n koninkryk nie, tensy jy dink jy is die koning. Sien, dis die probleem. Dis die probleem. Die klem, as ons na die Bybel kyk en na die Vader luister en die bediening van die Heilige Gees en die openbaring van Jesus en die bediening van die apostels, is die klem altyd die Seun. Die openbaring van Jesus, wie hy is. Want dis geloof in wie hy is en die gevolglike reaksie wat dit lok in die hart, ontlok in die hart van 'n mens, waar redding lê. Dis die heerskappy. Nou, koninkryk is heerskappy. Nou, hier moet jy pas op, want as jy dink die evangelie is die boodskap van heerskappy, en jy los dit net daar, dan kan enige ander tweede ou, derde, vierde ou inkom en die spasies invul met sy eie inhoud. Want dan, as jy, voor jy kan sê gromboontjie botter met stroop op, dan is dit die heerskappy van ons. En ons moet heers. En glo my, as jy fyn soek, gaan jy ergens vir jou 'n Bybelversie kry, wat nou net mooi daai ding ondersteun, soos wat jy hom draai en sê. Dit is nou maar so, soos my ouma gesê het, elke ketter het sy letter. Dis die koninkryk van Christus, die heerskappy van die Seun. Die feit dat hy die koning is, dat hy die heerser is. Dis die geweldige openbaring wat uitkom, en dis die fokus van Johannes. Hy skryf nie om te wys van wat sy oulike goedjies kan Jesus alles doen nie. Hy skryf om te wys wie Jesus is. Dis geloof in wie hy is, en dis waar ons die vraag van mekaar vra, en ons kan dit nie genoeg vra nie. Miskien het jy dit nou al 100 keer gehoor, en dit raak nou al vir jou bietjie afgesag. Nou wil ek net sê, dit kan onmoontlik die waarheid wees. Daardie vraag kan net nooit afgesag raak nie. Glo jy regtig dat Jesus is wie hy sê hy is?
Regtig? Sien, want die antwoord, as jy sê ja, natuurlik, dan open dit 'n hele nuwe gesprekslyn oor jou persoonlike lewe. Sien, jy kan nie nou sê, nee, my persoonlike lewe is nou heeltemal privaat, dit het nou niks met niemand uit te waai nie, my persoonlike lewe is my persoonlike lewe, my godsdienst is my godsdienst. Die oomblik wat jy sê, ja, jy glo dat Jesus is, wie hy gesê het hy is daardie voorreg jou totaal ontneem. Jou hele persoonlike lewe staan nou as getuienis van jou stelling, of om dit te bevestig, dat jy dit glo, of om dit te weerlê, te sê jy lieg. Jy sê jy glo dat hy is wie hy sê hy is, maar kyk hier, dis nie waar nie, jy glo dit nie, want as jy dit regtig glo, dan het dit 'n enorme impak op jou lewe. Enorme impak. En dis die punt. Die disipelskapstyl wat Jesus handhaaf, het onlosmaaklik daarvan, onlosmaaklik, 'n onsaglike impak op hoe jy jou lewe lei. Daar is 'n ingeboude, bonatuurlike, lewensveranderende komponent, wat jy net nie van kan wegkom nie. Daar is nie so iets in Jesus se koninkryk, en in Jesus se model en openbaring, is daar nie so iets, soos, jy het die godsdienst, maar nie die lewe nie. Dis onmoontlik, daar bestaan nie so iets nie. Die enigste manier, hoe jy in hierdie stryk kan verval van handhaaf vir godsdienst, sonder die meegaande lewe wat dit bevestig, is as jy nie by Jesus is nie. Dis die enigste manier, jy kan nie by Jesus wees, glo dat hy is wie hy sê hy is, jou lewe voor hom neergelê het, en in hierdie situasie beland nie, bestaan nie so iets nie. En dit is die rede hoekom Petrus aan mekaar vir die disciples bemoedig, en almal sê, kom na Jesus toe, en hou aan na hom toe kom, hou jou oë gefestig op Jesus. Dit beteken nie net, kyk na Jesus nie, maar hou aan kyk na Jesus. Dis die belangrike ding, dit is die boodskap. Dit is hoekom, as Paulus praat van die evangelie van God aangaande sy seun, praat hy daarvan. Dis die evangelie van God aangaande die seun. Nie die koninkryk van die seun nie, die seun. Nie wat die seun kan doen nie, maar wie hy is. Dis die belangrike ding, nee? Dit is so belangrik dat jy dit verstaan. En ek wil jou op 'n persoonlike vlak uitdaag, soos ons nou by soveel mense hoor, in die laaste paar weke en terugvoer kry, op soveel vlakke, wil ek jou op 'n persoonlike vlak uitdaag en sê, waag dit om hierdie saak te deurdink, en oor dit te bid, en moeite daarmee te maak, waag dit. En ek sê nou vir jou, dit klink nou amper soos hy ouens wat sê, as jy tai chi doen, dan het jy binne 'n maand, lyk jy soos 'n bodybuilder, het jy daai tendensies al gesien. Binne 'n week gaan jy so lyk, en binne 2 weke so, en binne 'n maand. So my net is snaaks. En dan sê die ou nog als, I beg you, jy weet so, en jy voel, joh nee, hierdie moet nie waar. Hy klink amper so. Maar, hier is die ding. Toets het self. Waag dit, om hierdie saak, oor geloof in die identiteit van Jesus en die gevolge daarvan, deur te werk in jou hart, waag dit en kyk wat gebeur. Goed, kom ons gaan aan, is jy reg? Johannes 7 vers 40. Baie van die skare het toe hulle die woord hoor gesê, hy is waarlik die profeet. Nou, hier in hierdie versie kry jy die erkenning van die mense dat, wow, hierdie is 'n besondere man, daar's 'n register, 'n rapport in hulle harte, wat hy sê, dit roer hulle in die binnekant, en dit herinner hulle dalk aan die profete van ouds,
En hulle erken die woord van God ook soos hulle dit geleer is en die geklank daarvan gehoor het vandat hulle klein was in die sinagoges ensovoort. Hulle hoor dit en dit registreer by hulle en hulle sê hierdie is die profeet. Die belangrike ding net hier is die registrasie, die woeling in die hart is korrek en waar, maar die verstaan dat hy bloot die profeet is, soos wat hulle dit verstaan, van wat 'n profeet is. Hy is 'n boodskapper van God, is in gebrek. Hy is nie bloot 'n boodskapper, of selfs die boodskapper van God nie. Hy is God. Sien? Dis 'n belangrike ding. En hulle is nog nie daar nie. Hulle is nie daar nie. So, dis ook 'n lekker ding om te verstaan in Johannes, is die progressie van geloof. Jy moet dophou daarvoor, want dit staan omtrent op elke bladsy in hierdie evangelie. In die disippels se harte en die mense, daar's hierdie twee dinge wat jy raak lees, en dit is die progressie van geloof, soos dit begin groei in mense se harte, en jy weet, en hoe hulle al dieper en dieper verstaan en sien oor wie Jesus is. Dis die een ding wat jy sien. Die ander ding wat jy ook sien, is die progressie van ongeloof. Nee, is hoe mense, hoe ongeloof begin groei in mense se harte, en die uitkoms van al twee van hierdie. Nee, wat is die vrug wat dit bring om te groei in my geloof in wie Jesus is? Wat is die resultaat? En wat is die resultaat wanneer ongeloof in my hart kom en ek is besig om in volwassenheid en ongeloof te groei? Wat is die uiteinde daarvan? Ander het gesê, hy is die Christus. Hy is die gesalfde van God. En ander het gesê, kom die Christus dan uit of Galilea, kom die Christus uit Galilea? Wat sê die skrifte nou weer? Want hulle verwag die Christus, want hulle het te verstaan dat die Christus gaan hulle verlos van Romeinse oorheersing en so. So hulle hou dop die profeseë oor die Christus, want dis oor die Israeliete is die hoop as 'n nasie wat hulle het, is dat hierdie verlosser hulle weer gaan lei na grootsheid en heerlikheid en politieke dominansie. Ek dink nie, ek kom uit Galilea nie, sê die mense. Het die skrif nie gesê dat die Christus uit die geslag van Dawid kom en uit Bethlehem, die dorp wat Dawid was nie? Want hierdie is dan nou Jesus van Nasaret. As ek dit lees, dan dink ek, dit is interessant, nee? Hierdie mense het definitief die klok oorlei. Dis nou so. Maar hoe dikwels kan mense dink, hulle is nou op iets belangrik hierso. Hierdie is nou belangrik, en dan praat asof hulle alles weet. So hulle die klok oorlei uit Bethlehem. Maar hierdie Jesus is uit Nasaret. So nee, dit kan nie die Christus wees nie. En maak sommer net 'n uitspraak. Mense doen dit deur al die eeue vandag nog. Jy hoor die klok lui ergens, en dan praat jy met groot sekerheid oor iets wat jy eintlik glad niks van weet nie. Soos in hierdie geval 'n pragtige voorbeeld is. Daar het toe verdeeldheid onder die skare gekom oor hom. Dit is 'n algemene ding oor Jesus. Vandag nog kom daar verdeeldheid onder die skares oor Jesus. Dis net een van die dinge, want hy is die steen van aanstoot. En sommige van hulle wou hom gevangene neem, maar niemand het die hand aan hom geslaan nie. Die dienaars kom toe by die owerpriesters en die fariseërs en die sê vir hom, waarom het julle hom nie gebring nie, want daar is soldate gestuur om hom te vang, arresteer en hom te bring.
Die dienaars antwoord, nooit het 'n mens gespreek soos hierdie mens nie. Nou, waarna verwys die skrywer? Nee, kom ons sê dit nog as 'n gedagte vir vandag. Die skrywer vertel 'n gesprek tussen die fariseërs en die mense wat hulle gestuur het om Jesus te arresteer. Die mense, die soldate, sê nog nooit het 'n mens gespreek soos hierdie mens spreek nie. Waarna verwys hulle? So, jy moet by vers 10 begin en lees alles wat tussen vers 10 en vers 42 staan. Waar trek ons nou? Nee, vers 46. Tussen vers 10 en vers 46. Alles wat Jesus daar sê is waarna hierdie dienaars verwys. Tot dis belangrik as jy, sê nou maar, jy het nou die tyd en jy kan nou net daar stop en jy lees gou terug, vers 10, lees weer deur daardie gedeelte, om jou geheue te verfris, wat het Jesus gesê, wat so 'n saglike indruk op hulle gemaak het. Nou ek gaan vir jou een ding uitleg, en dis die een ding wat ons verstaan, uit die slotrede, soos Johannes dit hier skrywe, van wat Jesus sê. Die slotrede was, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Nou, tussen vers 10 en vers 38, wat daardie woorde voorkom, sê Jesus baie belangrike dinge, maar die kern van wat hy sê, is dat hy is wie hy sê hy is. En dat Jesus die aanspraak maak, dat geloof in hom, nie bloot geloof in wat hy doen nie, of geloof in wat hy sê nie, dit is als deel van die pakkie, maar primêr geloof in hom, in wie hy is. Dis 'n aanspraak wat Jesus maak. Geen ander profeet in die hele Ou Testament het nog ooit die aanspraak gemaak en gesê, julle moet in my glo nie. As julle in my glo, sal strome van lewende waters uit julle binneste vloei nie. Dit is met gesag gesê, en 'n aanspraak wat so eksklusief is, dat het van nature 'n skare sal verdeel in twee. Want of hy is reg, of hy is verkeerd, en as niks tussenin nie. As hy reg is, dan het dit geweldige implikasies. As hy verkeerd is, het dit geweldige implikasies, niks tussenin nie. Sy aanspraak is te eksklusief en skreiend. So, hulle kom by die fariseërs en sê, hoorie, hierdie het ons nog nooit gesien nie. Hierdie is enorm, hierdie is geweldig. Nog nooit het 'n mens so gepraat soos wat hy praat nie. Voorwaar het nog nooit 'n mens so gepraat nie. Want die mens wat hier staan, is God self. Die dienaars, vers 47, en die fariseërs antwoord hulle, julle is tog nie ook mislei nie. Ja, van die fariseërs se hoek af, bemark hulle geloof in Jesus as misleiding. Die rede daarvoor is, oor baie diepgaande duistere dinge in die harte van die fariseërs, wat hulle toesmeer vir die wêreld, maar is oop en bloot voor mekaar, wat hulle toesmeer en bewaar, nie net wegsteek nie, maar beskerm. En nou draai hulle die storie om. Die wat hulle nie glo nie, is mislei, want hulle rig hulle self op as die absolute gesag van God op aarde, terwyl hulle nie 'n duit omgee oor God en sy waarheid nie, maar hulle verhef hulle self. En enige iets wat buite hulle belange en hulle agenda val, noem hulle misleiding.
Hier is 'n belangrike ding. Is julle nie ook mislei nie? Het iemand uit die owerstes in hom geglo of uit die fariseërs? Sien, nou is hulle die standaard van wat is reg en verkeerd. Sien jy, hierdie is een van die plekke in die Bybel wat die ding so helder en duidelik is. Hulle is die standaard. Sê, toe kom nou, toe. Sê vir, is iemand uit die fariseërs wat in hom glo? Want as hy in waarheid was, dan sou ons in hom geglo het, want ons is die gatekeepers van waarheid. Dis 'n aanspraak wat Jesus vir homself toegeëien het. Hy het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die fariseërs sê nee, hy is nie. Ons is. En ons is die standaard vir reg en verkeerd. Sien jy ons agter hom aangaan? Nee. Sien? Sê dit nie vir jou iets nie? Ja, hier is omskryend, hè? Jo. En nou lees maklik sommer net hieroor. Kom ons lees dit tot die einde van die hoofstuk. Maar hierdie skare wat die wet nie ken nie, is vervloek. Hierdie skare, nou hierdie sin het baie geweldige impak, want die sin kom 2 keer voor in die Nuwe Testament. Nou, dit word elders ook beskrywe, maar dit waaraan ek nou dink, kan jy op 2 plekke sien. Die een is, die mens wat die wet nie ken nie, is vervloek. Daarom is ons so geseënd, want ons is kenners van die wet. Maar wat hulle nie sê nie, is dat hierdie kenners van die wet besig is om 'n moord te beplan wat die wet verbied. Hulle beplan 'n moord met leuns en slinksheid om die getuienis van die waarheid, en dis altyd die agenda van die leuen. Die leuen kan die waarheid nie verdra nie, duisternis kan lig nie verdra nie. Die leuen moet waarheid altyd uitmergel en moor. Duisternis moet die lig verdring, want in die teenwoordigheid van lig het duisternis nie 'n bestaansreg nie. Die leuen word ontbloot deur die waarheid, daarom kan die leuen die waarheid nie verdra nie. Jesus se beskuldiging aan die mense was, julle leef in die duisternis en kom nie na die lig nie, sodat julle werke nie openbaar mag word nie. En die ander sin wat jy kry in die Bybel is, maar hy wat die Here Jesus nie lief het nie, laat hom 'n vervloeking wees. 1 Korintiërs 16. So die fariseërs, wat verteenwoordig wat hulle verteenwoordig, laat dit 'n getuienis op sy eie wees. Sê, vervloek is jy as jy die wet nie ken nie. Paulus skrywe, vervloek is jy as jy die Here Jesus nie lief het nie. En hierdie 2 gedagtes verdien spesiale aandag. Nikodemus, laaste 3 versies. Nikodemus, hy wat in die nag na hom gegaan het, wat een van hulle was, sê vir hulle, oordeel ons wet die mens sonder om eers te hoor en te weet wat hy doen? Nikodemus is die stem van gewete onder hulle. Hulle antwoord en sê vir hom, jy is tog nie ook uit Galilea nie? Ondersoek en sien, dat daar geen profeet uit Galilea opgestaan het nie. En dis nou hulle rafeltjie waarin hulle trek. Ek kry baie e-posse. Dan kan jy sien, die persoon wat my nou daar, jy weet, so probeer druk, gee nie 'n duit om vir wat hierin staan nie. Hy hoef nie, want hy het 1 versie. En hy gebruik die 1 versie, hy is so bly oor hy 1 versie, om die res van wat hierin staan,
'n streep deur te trek. Kry dit so baie. Hier kry jy weer. En dit ou rafeltjie, maar hy kom uit Galilea en die profeet, kyk maar self, en jy weet, min weet hulle van wat is die ware toedrag van sake, maar hulle gee nie om nie, hulle gee nie om oor die waarheid nie. En toe, het almal huis toe gegaan, want het was nog nie Jesus se tyd nie, en hy is die baas daarvan. Hulle kan konkel, hulle kan praat, hulle kan stoei, maar hulle kan niks doen, voor hulle nie toestemming kry nie. So my so mooi. Ja. Elke knie sal buig.